Kyk, geloof is 'n baie fascinerende onderwerp vir my en dit is 'n ding wat daar al so baie oor gesê is. Geloof is nie net stil sit en wag. Ware geloof laat jou opstaan, uitstap en dinge doen wat jy op jou eie nooit sou kon waag nie, wat jy nooit die guts sou hê om te doen nie. Dis geloof wat jou aanmoedig om die stem van die Heilige Gees te volg. Selfs wanneer dit jou in onbekende gebiede inlei, selfs wanneer jy uit jou gemaksone uitklim. Dis geloof wat jou dapper maak wanneer die wêreld sê jy moet terugstaan. Dis geloof wat jou laat aangaan wanneer die wêreld gaan opgee. Wanneer God jou roep, gee hy jou nie net jou opdrag nie. Wanneer jy tot bekering kom, word jy nie maar net 'n gewone mens wat aangaan en Sondag kerk toe gaan nie. God gee jou toerusting om te kan doen wat hy wil hê jy moet doen. Hy maak seker jy is toegerus as hy jou stuur dat jy dit het wat jy nodig het om te kan doen wat hy van jou verwag. Hy het reeds jou hart voorberei om te luister. As hy jou roep om te dien of hy stuur jou om iets te doen, gaan hy vir jou die krag gee en hy gaan vir jou die geleentheid gee, want onthou jy is nie alleen nie. God is altyd by jou. Ons sien dit in Matteus 19:26 waar Jesus vir sy disippels sê, en Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Onthou as jy in God glo, as jy 'n verhouding met God het, is alle dinge moontlik. Jy gaan teenkante kry. Die vyand gaan nie net sit en kyk hoe jy jou roeping uitleef nie. Hy gaan nie net sit en kyk hoe jy suksesvol is nie. Hy gaan jou aanval. Maar jy het iets wat sterker is as die vyand en wat sterker is as vrees. Jy het jou geloof. En geloof gee jou nie net guts en moed nie, dit gee jou ook durf en deursettingsvermoë. Dit is wat jou laat aanhou wanneer ander mense opgee. Dis wat jou laat glo wanneer ander mense lankal opgehou probeer het. Dis wat jou laat loop in donker plekke en moeilike situasies en om heel ander kant uit te kom. 2 Timoteus 1:7 sê vir ons duidelik, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Ek praat baie oor hierdie teksvers. Geloof maak jou sterk waar vrees jou lam maak. Dit gee jou vertroue in God se karakter, selfs wanneer jy nie weet hoe dinge gaan uitwerk nie. Selfs wanneer dinge onseker is. Soos Abraham wat nie getwyfel het aan God se belofte nie, maar wat sterk geword het in geloof en aan God die eer gegee het vir wat hy reg gekry het. Romeine 4:20-21 en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar is versterk in die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die vermoë het om te doen wat hy beloof het. Die groot ding is ons moet oortuig wees dat God die vermoë het om te doen wat hy gesê het hy gaan doen. En ons moet vashou aan daai belofte. Elke keer as jy iets in geloof doen, elke keer as jy 'n klein stappie gee, al voel jy onseker, al voel dit daar gebeur niks groots in jou lewe nie. As jy daai klein stappie gee, gebeur iets groots in die geestelike wêreld. Geloof is nie altyd luidrigtig en hard nie. Dit is partykeer staan stil en byt vas. Partykeer is dit net gehoorsaamheid in gewone dinge. Maar juist daardie gehoorsaamheid gee jou momentum in God se koninkryk. En ons lees in Hebreërs 11:16, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en een beloner is van die wat hom soek. God beloon die wat hom soek. Want geloof sit alles in werking. En as jy geloof het, is niks onmoontlik nie. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons kom vra, Here, help ons om te gaan waar U wil hê ons moet gaan. Help ons om te vertrou en te gaan wanneer U roep. Help ons om U te soek in alles wat ons doen. Vader, dankie dat U ons toerus. Dankie dat U ons sterk maak. En dankie dat U ons nooit alleen stuur nie, maar dat U altyd saam met ons gaan. Geef vir ons die durf en die guts wat ons nodig het om te doen wat U wil hê ons moet doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.